eindstreep bereik. Ek het gelowig end volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. En hierdie paar verse is ook vir my tekenend van oom Koen se lewe. Oom Koen het die lewenspad waarop die Here hom geplaas het, met volharding gehardloop tot aan die einde. Nou wag die oorwinnaarskroon vir hom, die lewe by God. As ek moet dink oor hoe het oom Koen dit reg gekry om eindtyd te volhard, om sy lewenswedloop te voltooi. Wat was die geheim van sy lewe? Die dood het nie die laaste sê nie. Daar is lewe na die dood. Daar is 'n toekoms na die dood. Wat 'n wonderlike vooruitsig vir iemand wat tot aan die einde die geloofswedloop einduit gehardloop het. Pa was welbekend in sake en sportbedrywighede. Hy was suksesvol. Hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman. Hy was suksesvol op die sportveld. En alles wat hy aangepak het, soos wat Dominee ook gesê het, het hy suksesvol voltooi. Wat 'n hoë normale verstandelike vermoë was. En dan natuurlik ook, volgens my, een van die dinge was die manier hoe hy groot geword het in sy jonge jare, sy jeug, en hoe hy gevorm is deur daardie moeilike jare. Volgens my was dit die hoekstene van sy suksesresep. Sy ongelooflike deursettingsvermoë en wilskrag en selfdissipline wat hy gehad het. Dit was kragte binne in hom wat verskriklik sterk was. Pa kon nie ligsinnige praatjies doen nie. Hy kon nie nonsens praat nie. Hy kon nie die koetjies en kalfies gesprekkies goed doen nie. So as jy nie iets sinvol gehad het om te praat nie, dan was die gesprek redelik kort. Ek wil die Hemelse Vader bedank vir hierdie uitsonderlike man wat vir ons geleen was. Wat ons voorsiener was, wat ons beskermheer was, wat ons raadgewer was, wat ons pa was. En ek wil afsluit met 'n gedig van my pa. Pa was vir ons geleen vir 93 jaar. Jou soort was op hierdie aarde baie raar. Die laaste van 'n geslag, uit klipharde rots gekap, gevorm uit sweet, honger en kaalvoetstap. Pa was vir ons rots en boom en reus. By pa was ons almal veilig en nooit gekneus. Die jare het geloop, ons het groot geword en pa oud. Maar die tyd saam met pa was vir ons soos goud. Die weeklikse Sondagmiddagbraai was vir ons 'n hoogtepunt. Want vir nog 'n dag kon ons saamgesels as pa en kind. Van jonge ouderdom af het jou hart jou gepla en ons het dit verstaan. Maar min het ons gedink, dit is nie die hart wat pa uiteindelik sou laat gaan. Jou stoel in die sitkamer is nou leeg, my pa. Hopelik sal tyd toelaat dat ons hierdie leemte meer kan verdra. Baie dankie. Meres en Tannie Wanda het saam met my paal na een of ander spanbou gery in die noorde. En toe laat by Brakwater kom, toe sê my ma, pa, my handsak staan op die tafel in die kombuis. My pa Brik, stop, draai om, terug huis toe, geen woord nie.
Tannie Yvonne sê, mens kon die stilte met 'n mes sny. Later kan sy het nie hou nie, en sy draai na oom Maris toe en sê, Bokkie, het jy nou mooi gekyk hoe so 'n situasie hanteer moet word. Nou so het my pa baie probleme opgelos met stilte, met min woorde. Hy het nie baie woorde gesê nie. As ek hom gebel het, was ons telefoongesprek so iewers tussen 30 sekondes en 60 sekondes. En as mens iets wil sê, moet jy vinnig praat, want anders gaan jy nie jou punt maak nie. My pa is nie meer hier nie, maar hy sal nooit weg wees nie. Hy sal altyd in my gedagtes wees. Hy sal altyd in my hart wees. Hy sal altyd in my lewe wees. Hy sal altyd deel wees van my vrae. Hy sal altyd deel wees van my probleme. En ek glo, hy sal altyd deel wees van die antwoorde en die oplossings. Dankie. Dit sou dan 'n voorreg gewees het om vandag vir hom Koen hier te kon gehad het en met ons te kon praat oor 'n lewensles. Want ek dink dit is wat hy graag vandag sou vir ons ook hier wou gee. Leef voluit, leef as kind van God en dan kom alles van self saam met dit. Nou ek kyk hierdie foto van hom Koen so en ek dink om Koen het so gelyk net voor hy gegaan het ook. En vandag het ons as Jeukskyk die voorreg om vir hom Koen te kom groet. En ek wil begin met die woorde en ek gaan dit afsluit ook, dat ons besef, wat ons is net genade. En wat ons het, is net geleen. Oom Koen was aan ons geleen. Ons besef, dit is genade uit God se hand. Oom Koen is vandag by God, soos God vir ons gegee het. In hierdie moeilike tyd is dit belangrik vir ons om te onthou vir wie ons moet dankie sê. En ek wil begin met my gesin. Dankie vir julle, dat julle vir papa lief was. En dat julle altyd so baie tyd aan hom afgestaan het. Toe Joos my pa 20 jaar gelede vra of hy met my kan trou, toe vra my pa vir hom, is jy seker? Want hy het my geken. Hierdie stomp is simboliek van wat my pa vir ons almal was, die groot boom. Papa was my held, my rots en my anker, vandat ek die lig gesien het. Hy is die een vir wie ons almal raad gevra het. Hy het altyd geweet wat om te doen. Hy het altyd reg opgetree, kalm en rustig. Papa was 'n inspirasie en het ons geleer van eerlikheid, respek, regverdigheid en integriteit. Dankie vir die voorbeeld wat papa vir ons almal was. Ons kan maar net droom om 'n bietjie soos papa te wees. Ons is lief vir pa.